So hemelvaart. Dis eintlik interessant hoe die wêreld, en as ons kyk na eintlik, ek kan nou net praat van ons land Suid-Afrika, ek onthou toe ons op skool was, het ons op hierdie dag afgegaan. Dit was 'n publieke vakansiedag. En hulle wat hulle hierdie dag eer betoon het aan hierdie dag, dat hulle gesê het ons hoef nie skool toe te gaan nie, jy hoef nie te gaan werk nie, want dit is 'n belangrike dag. En dis asof met die tyd het hulle gesê, ag nee wat. Daar's ander belangrike dae, ons kan dit tog afvat in ons geloof en wat ons nou vakansie daarvoor kry, maar hierdie dag is nou nie so belangrik nie, maar ek wil vandag vir jou sê, hier is een van die belangrikste dae in ons geloof. Want ek dink so aan die disippels, en baie keer as ek die Bybel lees, en veral die evangelies lees, en ons wat nou hierdie reis deur Matteus doen, dan plaas ek myself in die skoene van een van die disippels, en ek wil myself in hulle skoene plaas om te sê, maar wat moes hulle beleef het? Wat moes hulle gesien het? Wat moes hulle ervaar het? En hoe hulle eintlik vir so lank, al het hulle saam met Jesus beweeg, al het hulle wonderwerke beleef, was hulle eintlik so bietjie versleier, hulle was so bietjie verblind, deur wat die werklikheid is van wie Jesus is. Oor en oor moes hy homself bewys. Jy weet, op 'n stadium met die vermeerdering van die brode, toe het hy die brood neergemaak, en dit was 'n paar dae daarna, toe het hy weer gesê, maar voed die mense, en toe het hulle weer kom vra, maar waarmee gaan ons hulle voed? Toe sê Jesus vir hulle, maar het julle vergeet wat so 'n paar dae terug gebeur het? Weet, en dan moet hy op die water loop, dan moet hulle ek besef, hy moet seker meer wees as net 'n gemiddelde mens. En dan op 'n stadium maak hy die wind en die storm stil, en dan besef hulle, hy moet seker meer wees, en kort het daar goed gebeur, maar die mens, en ons moet verstaan aan die ou tyd, in die Ou Testament was die mens nog versleier, hulle kan nie die volheid gesien het van die heerlikheid van God nie, weens die sondeval. Dit was 'n hele ander dimensie gewees. Ek weet nie of jy weet nie, maar die woord sê, die profete van ouds was begeerig om te beleef wat ek en jy beleef in die Nuwe Testament. Want daar's iets anderste, en ek gaan nou 'n bietjie net sê oor die iets anderste wat gebeur het met ons as mens in ons verhouding met God. Maar dis net vir my so wonderlik hierdie dag. Hoekom is dit 'n belangrike dag? En ek wil vir julle dalk net die gedeelte lees van Lukas, wat hy natuurlik Handelinge geskryf het in Handelinge 1 vanaf vers 4. Hy sê, en toe hy nog saam met hulle was, en ons weet dat Jesus het opgestaan uit die dood na 3 dae, en toe vir 40 dae, hierdie was nou 'n 40 dae tydperk, vanaf ons Paasfees gevier het, en Jesus se opstanding gevier het, tot vandag toe is 'n 40 dae tydperk, en het hy vir 40 dae kort aan hulle verskyn, en met hulle gepraat oor die koninkryk van hemele. En baie interessant, Jesus se gesprekke met hulle, voor Jesus se kruisiging en opstanding, as hy die disippels uitgestuur het, of hy self die evangelie, as hy gepredik het, het hy gesê, die koninkryk van die hemele het naby gekom. Maar van sy opstanding, het die prediking verander. Toe sê hy, gaan verkondig, en hy self het ook verkondig, die koninkryk van die hemele het gekom. So voor sy kruisdood en sy opstanding, het die koninkryk, en as ons praat van koninkryk, in ons terme, in ons Afrikaanse konteks van 'n demokratiese stelsel, verstaan ons nie altyd 'n koninkryk nie. Ja, daar uit Brittanje gaan hulle vir jou presies sê hoe werk 'n koninkryk, want die koning, alles behoort aan hom, alles is syne, en hy beheer alles, en hy het die laaste seggenskap. So as jy praat van iemand se koninkryk, is dit die demografie waarin hy heers, die plek waarin hy heers. En as hy praat van die koninkryk van die hemele, is waar die hemele, waar God regeer. En dit was beperk voor Jesus se kruisdood en sy opstanding, God se heerskappy op aarde. Ek weet nie of jy dit weet nie, maar dit was beperk gewees weens die sondeval. Maar Jesus se kruisdood en sy opstanding het juis die radikale transformasie gebring in daardie heerskappy. En dit is belangrik dat ek en jy dit weet, en ek wil dit vanaand vir jou deurgee, dat Jesus het na sy disippels toe gekom, nadat hy keer op keer aan hulle verskyn het, en hulle oor die koninkryk van die hemele gepredik het, en vertel het, en gemotiveer het, en natuurlik opdragte gegee het, voor hy gegaan het, want hy het ons gelos met 'n klompie opdragte. Kom die verhaal in Handelinge 1 vanaf vers 4, hy sê, en toe hy nog saam met hulle was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag. En dis die tydperk wat ons nou inbeweeg. Die volgende periode van ons geloofswandel, hierdie was die 40 dae van Jesus se verskyning aan sy disippels na sy opstanding, is dit die wagtydperk. En ons weet die wagtydperk, dis wat ons noem Pinkster. Die woord Pinkster of Pentekos kom van die woord Penta, 5 of 50. Dis die 50ste dag, is eintlik die fees van die oes, wat die 50ste dag plaasgevind het. So hulle moes gaan wag op die belofte. En dis wat hy sê, gaan wag, moet niks verder doen nie.
julle gaan net wag. En julle wag tot julle ontvang wat die Vader beloof het. Dis Jesus, een van sy bevele wat hy vir sy disippels gegee het. Hy sê in vers 5, want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lank na hierdie dae nie. En die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk van vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, o God, waar gaan my vingers nou en hulle vat my weg van my. Is hy sommer in Romeine. Ekskuus. Waar was ons? Okay. En hulle vra hom, hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye en die geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. So, hier is dit 'n duidelike boodskap wat hy vir die disippels sê, ek wil nie julle moet tyd mors op die, wanneer gaan dit nou wees nie. Daar is soveel mense wat mense se tyd mors en verwarring veroorsaak, omdat hulle nou die dag en die datum probeer bepaal. En ek kan jou vanaand sommer sê, moet jy nie ophou met dit nie. Jesus self sê, dit kom julle nie toe nie. Soos iemand vir jou dag en datum wil gee, moet julle weet, hulle is nie skriftuurlik nie. Okay? Of as hulle vir jou tyd wil bepaal, dis nie skriftuurlik nie. Jesus sê, moenie julle tyd mors met dit nie. Maak tyd om mense gereed te kry vir wanneer ook al daardie dag gaan wees. Dis die belangrikste. Dis nie belangrik wat die dag is, dit is belangrik om gereed te wees vir daardie dag wat ek terugkom. Want hulle wil weet, Jesus wat hulle hom weer vra, hy sê maar dit kom julle nie toe nie. Hy sê in die tyd en die geleenthede te weet wat die Vader met deur sy eie mag bepaal het nie, maar julle, vers 8, sê is belangrik, sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in hele Judea, Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, en terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Ek dalk net vir 'n oomblik daar stil staan. Ek dink, van al die bewyse dat Jesus wel die Seun van God is, ek dink die heel eerste bewys natuurlik dat Jesus wel die Seun van God is sy maagdelike geboorte. Nou die disippels self kon nie dit bewys nie. Okay? Toe weet ons dat dit is bewys deur al die wonders en tekens wat hy gedoen het, maar hulle het maar gedink dit is wonders en tekens, hulle was nog versleier. En toe staan Jesus uit die doodheid op. Natuurlik moet hy dan die Seun van God wees, dis 'n bewys, maar dis nie die finale bewys vir dat hy die Seun van God is nie, want onthou net, Jesus was nie die enigste wat uit die doodheid opgestaan het nie. Hy het vir Lazarus uit die doodheid opgewek. Hy het die weduwee se seun uit die doodheid opgewek. So dit was nie die finale bewys en die volkome bewys dat hy Seun van God is. Hulle het al hierdie goed beleef, maar hier staan hulle in hierdie oomblik na Jesus se opstanding uit die graf het. Natuurlik was dit ook 'n baie groot bewys toe hulle verskyn het en hy nog lewe, dat hy moet die Seun van God wees, dat hy opgestaan het uit die doodheid. Maar die finale bewys, dink ek, vandag is hierdie die belangrikste dag vir die disippels. Want dink jy, hulle is saam met Jesus en hy het hulle bestem om te kry net buite die dorp en hier kom 'n wolk, nadat hy hulle aangespreek, of nie aangespreek het nie, bevele gegee het. En hy word opgeneem in die hemel voor hulle aangesig verby. Ek meen, na daai oomblik, na hierdie dag wat ons vier, is daar geen twyfel dat hy die Messias is, die Seun van God wat vir ons gestuur is nie. Dis hoekom dit so belangrik is, dat ons hierdie dag vier. Want ek dink dit was vir my persoonlik die finale, totale prentjie dat Jesus wel die Seun van God is. En hy is opgeneem, en hulle staan en sien. Hulle sê, nadat hy gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle. In vers 11, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Nou, hier is so 'n bietjie ietsie vir die kerk. Maar die engele net vir hulle sê, daar is nie tyd vir staan en kyk nie. Daar is te veel mense wat rondstaan en kyk en wag vir iets om te gebeur. Ek weet sien julle, ek hoor ander kerke so mense staan en wag. Mense, ons kan nie wag nie, daar's 'n koninkryk wat moet uitbrei. Daar's mense wat gered moet word. Daar's siele wat genees moet word. En hier is, en nou hulle is verwonderd, hier het iets so bonatuurliks gebeur. Jesus is met hulle en hier kom 'n wolk en hier is hy weg. En hierdie ou sê, maar wat staan julle kyk? Hierdie Jesus is nou weggeneem van julle.
Maar julle kan nie net rond staan en kyk nie, hy het vir julle 'n opdrag gegee. Hy sê, gaan lees aan manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. En daarop draai hulle na Jerusalem van die berg af, wat genoem word, Olyfberg, wat in Jerusalem is Sabbatsreis ver. Dat is my 5 boodskappe wat ek vanaand vir jou wil deurgee. In hierdie dag wat ons vier as die hemelvaartdag van Jesus Christus. Die eerste boodskap is 'n boodskap van hoop. Hy los ons met hoop. Johannes 14 vers 1 begin hy sy disippels voorberei in die leringe wat hy vir hulle gegee het, maar kort het hy probeer vir hulle laat weet, luister, ek gaan sterf, maar ek gaan weer opstaan, maar ek gaan nie vir altyd by julle wees nie. En die disippels wil dit nie aanvaar het nie, want ek meen, jy is die seun van God, is die Messias wat gekom het, jy gaan die koninkryk van Israel nou herstel, maar hulle was so kortsigtig geweest, dat hulle nie besef, maar hy kom om die koninkryk van God op die aarde te vestig en te herstel nie. Nie net in Jerusalem nie. Maar hy gee vir hulle hierdie hoop, hy sê, laat julle harte nie ontstel word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei. Nou wil ek vanaand met jou baie ernstig praat. Die krisis wat ons mee leef in vandag se mensdom is dat mense lewe kortsigtig. Die mensdom, die gemiddelde mens lewe net vir die dag tot hy doodgaan. Ons word gebore, gaan kleuterskool toe, gaan skool toe, gaan swat, gaan werk, tree af, gaan dood. Jy. Wow. En ek soek net my huisie by die see as ek aftree. En sê Anna oom, nou die dag, jy kan ook net so lank vir die golwe sit en kyk. Of 'n plekkie by die golfbaan, jy kan ook net soveel keer 'n all-in-one probeer slaan. Maar by die tyd wat jy nou daar kom, dan wil jou liggaam ook nie eers mee saamwerk om dit te doen nie. Okay, so, dis 'n gejaag na. En hier is die ding, kerk, ek en jy moet 'n gemotiveerde lewe, en weet jy wat die grootste motivering in die lewe is om te besef, eternity is a reality. Die ewigheid is 'n realiteit. En hy los ons met hierdie hoop om te sê, ek gaan weg, maar ek gaan vir 'n rede weg, en die rede is meervoudig. Ja, die rede is dat hy gaan sy ereplek inneem, wat ons nou gaan kyk, maar ek gaan ook om vir jou 'n plek voor te berei, want omdat ek 'n plek vir jou gaan voorberei, kom ek weer terug. Dis die hoop waarmee ons los. Ek praat gisteraand met 'n bekende sanger wat ek eintlik nou goed ken, hy's landwyd bekend, en hy sê my een ding, hy sê, nou, ek het vir my een dogter, het ek hierdie ding beloof. Hy sê, want natuurlik beweeg hulle baie rond en hulle gaan oral shows doen reg oor die land. Hy sê, maar hy het al in Bloemfontein opgetree, dan ry hy na sy optrede terug huis toe, want hy het vir sy dogtertjie hierdie volgende beloof. Hy sê, pappa, beloof jou, ek gaan min aande by die huis wees, maar elke oggend as jy opstaan, gaan ek jou wakker maak. Hy sê, die meeste kere kon hy dit reg gekry het. Hy sê, want ek wil nie, sy moet voel dat my pa skeep my af nie. Ek wil hom met hierdie hoop los, as ek môreoggend wakker word, dan gaan hy daar wees. Hy sê, en elke keer hy opgewondenheid is, sy daar is. En net so, dis wat Jesus vir ons kom los het, om te sê, ek gaan, maar hier is die belofte, ek kom terug. En ek en jy moet leef met daardie opgewondenheid en uitsien na Jesus se wederkoms, want hy kom om ons te vat na daai ewigheid toe. Hierdie wêreld, hierdie oomblikke, hierdie tyd hier op aarde is net tydelik. Ons almal gaan éventueel die duisie gaan groei oor jou iewers. Ons almal daai pad stap. Maar vir my is vir ons wat vanaand hier sit en die hemelvaart van Jesus vier, lewe met die hoop wat ewigdurend is. Daar is 'n ewigheid wat wag en ons gaan daardie plek inneem wat hy vir ons gaan voorberei. Dis die eerste boodskap, dis die boodskap van hoop, dis die eerste H's, 5 H's van ons. So julle gaan dit onthou. Hoop. Sê saam met my hoop. Hy los ons met hoop. Hy kom weer, want hy gaan vir ons 'n plek voorberei en die ewigheid is vir ons wat aan hom glo beskore. Amen. Daar is net 2 destinasies vir ewigheid, ek weet nie of jy dit weet nie. If you don't make heaven, there is hell to pay. Maar vir die wat nie Jesus kan vier nie, is daar 'n bekommernis. Maar vir my en jou wat Jesus vier, hom vanaand celebrate, jy hoef nie eens bekommerd te wees oor die hel nie. Dis nie vir jou beskore nie. Jy is 'n kind van die lewende God. Amen, jy vier Jesus, jy vier sy hemelvaart vanaand. Jy sit in die kerk en jy het hom aanbid vanaand. Hy sê, as ek gegaan het, gaan ek om vir julle plek te berei en kom weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees
waar ek is. Dis die eerste boodskap van hoop. Die tweede boodskap is die boodskap van heerskappy. Heerskappy. Ek het dit nou genoem. Weet, ons moet verstaan dat die koninkryk het nog nie gekom voor sy dood en sy opstanding nie. Weet julle aan wie die koninkryke behoort? Van hierdie aarde? Dit het aan Satan behoort. Jy kan gaan lees in Lukas, met die versoeking toe hy vir Jesus op die berg vat en sê, sien jy die koninkryke, hulle is vir my gegee. Jy sien, met die sondeval het ons as mens ons onderwerp aan Satan, want ons het ons autoriteit aan hom oorgegee, en hy het geregeer op hierdie aarde, hy was die heerser van die wêreld. Maar die woord kom en sê, toe Jesus opgestaan het hy die vyand uitgeklee, hy het oor hom getriomfeer, hy het die heerskappy kom terugvat, hy het selfs die sleutels van die doderyk het hy teruggeneem in sy hande. Satan is uitgeklee, daar's oor hom getriomfeer, daar's nog te veel kinders van God wat bang is vir die duiwel. Hoe kan jy bang wees vir 'n vyand wat nie met my arms en bene het nie? Hy's die feet het en hy's dis aand. Okay, hy's oorwin. En dis nie net Jesus se oorwinning nie, ek en jy wat in hom lewe, in hom wandel, ons lewe in sy oorwinning. Die woord sê ons sit saam met hom in hemelse plekke en ons heers saam met hom in hemelse plekke, want waar sit Jesus? Hy's opgeneem vir wat se rede? Om sy ereplek in te neem. Waar het hy sy plek ingeneem? Die woord sê aan die regterhand van God. Wanneer 'n koning iemand aan sy regterhand langs sy troon laat sit, die persoon aan sy regterkant het ewe regte, ewe magte as die koning. Die een aan sy regterkant. Equal authority is the one on the right hand side. Dis die beginsel wat hier deurgegee is. Jesus het die hoogste gesag, die gesag van die Vader ontvang om te heers oor die heelal in hemel en op aarde. Markus 14 vers 62, hierdie heerskappy boodskap, hy sê, Jesus sê, ek is, en u almal sal die seun, hulle het hom gevra, is hier die seun van God, die hoofpriester, toe hom gevange geneem het. Hy sê, ek is, en die almal sal die seun van die mens aan die regterhand van die krag van God sien sit en kom met die wolke van die hemel. Hy gaan sy plek van heerskappy inneem. Matteus 28 vers 17 sê, en Jesus het nader gekom en aan hulle gesê, aan my is gegee al die mag in die hemel en op aarde. Aan wie behoort die mag nou? Aan Jesus. Die koning wat jy aanbid, die koning wat jy vanaand vier, sy mag, sy autoriteit, en weet jy hoe werk gesag? As jy jou onderwerp aan gesag, dan het jy dieselfde autoriteit as die gesag waaraan jy onderwerp. Hoor mooi. So jy onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel en wat gebeur? Maar jy moet jou onderwerp aan sy heerlikheid, aan sy koningskap in jou lewe en hom erken as die erekoning wat sit aan die regterhand van die Vader, want hy is opgeneem om daardie plek in te neem. Hy het 'n stelling gaan maak in die hemele, wat 'n stelling maak oor die hele skepping, oor die heelal, dat hy die regterplek ingeneem het aan die regterhand in die krag van God en die heerskappy is nou op sy skouers. Romeine 8 vers 34 sê, wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wow. En dan Kolossense 2 vers 15. Nuwe Lewende Vertaling sê dit as volg, so het hy die regerders en die gesagvoerders ontwapen. Hy het hulle in die openbaar bespotlik gemaak deur aan die kruis oor hulle te triomfeer. 'n Boodskap nie net van hoop nie, maar 'n boodskap van heerskappy. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy het ons gestuur met hierdie heerskappy. Ek en jy moet leer om te heers saam met Jesus. Dis hoekom ons sy hemelvaart vier. Want hy het sy plek ingeneem, hy het sy troon gaan inneem. Dis vanaand hierdie, dankie vir die display, maar dis presies waar dit gaan. Jesus het sy plek ingeneem. En omdat hy sy plek ingeneem het, kan ek en jy, ons sit as ware op sy skoot en heers saam met hom. Daai omstandighede, daar's 'n naam wat moet reageer, daar's 'n omstandig moet reageer, daardie siekte moet reageer op die naam wat bo elke naam is, die naam wat sy plek ingeneem het, sy naam is Jesus. So boodskap van heelheid. Hemelvaart se boodskap van heelheid.
Mense is gebroken. Mense is stikkend. Mense is leeg. Want hulle gryp na grashalmpies van hierdie wêreld. As ek tog net meer geld kan hê, as ek tog net aan 'n ander huis kan bly, of net 'n ander kar of 'n ander werk of net. En weet jy, kan ek net vir jou 'n ding sê, die wêreld kan jou nie bevredig nie. Niks in hierdie wêreld kan jou vervul nie. So ek vanaand weer moet vra, wat se salaris sal nou genoeg wees? Nee, gaan my kom sê, ja, as ek net hierdie kan verdien, dan is ek shop, dan is ek okay. En dan kry ons dit en ons sê, okay, goed, ons reël dit, dan kry jy hierdie salaris. Ek gaan jou beloof 6 maande later gaan jy my sê, as ek darm maar net bietjie meer. Ek weet as die brandstofprys opgaan, gaan alles 'n rol speel aan, maar hier is die ding, die wêreld. Daar's niks, maar niks in hierdie wêreld wat jou ooit sal tevrede stel vir altyd nie. Jy kan nooit vergenoeg word met hierdie wêreld nie. Daar's nooit genoeg geld nie. Daar's nooit genoeg mense wat eers jou kan vervul nie. Dink aan die fliek Jerry Maguire wat hy vir sy vrou gesê het, you complete me, en toe sy nou patty in sy hande of so iets, weet maar ek besef toe ek het kyk, maar is dit nie elke mens se begeerte nie. Elke mens is op soek na vervulling, om 'n heel mens te wees. En daar's soveel wat die wêreld vir ons bied om beter te voel oor onsself, maar dit is tydelik. Maar in die boodskap van Jesus, wat hy gesê het, maar ek gaan, maar gaan julle nie alleen los nie. Hy het ons nie net hier agtergelos en sê, ag, dis nou maar julle probleem nie. Hierdie wêreld is maar julle probleem. Sorry, ek gaan my troon inneem, so bly julle agter, ek gaan hemel toe. Dis vanaand wat ons vier met 'n boodskap van heelheid. Nee, jy gaan nie leeg wees nie. Jy gaan nie eensaam, jy gaan nie ou weeskindjie wees nie. Wat soek is, want wat is wees? Iemand wat nie identiteit het nie. Iemand wat wees is iemand wat onseker is oor wie hulle is en waar hulle moet wees en wat hulle geposisioneer is in hierdie lewe. Maar hy sê nee, ek gaan julle nie alleen los nie. Dis hoekom julle moet gaan wag. Want dit is so belangrik voor jy enigiets doen dat jy sal weet dat jy weet wie jy is. En daar's net een wat vir jou kan kom bevestig wie jy is in Christus Jesus. En dis die Gees van die lewende God, die Heilige Gees. Hy kom bevestig jou as kind van God. Hy is die onderpand wat jou bevestig is dat jy 'n seun of 'n dogter van die lewende God is. En daarom het Jesus vir ons hierdie belofte gegee voor hy opgegaan het, nie net aan sy disippels nie, maar vir my en jou in Johannes 14 vers 16 tot 18. Hy sê, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Wow. Jesus het net aan homself en sy eie koningskap gedink nie. Hy het aan ons gedink. En die uitdagings wat ek en jy elke dag face. Hy gesê, nee, moenie bekommerd wees nie, julle gaan nie alleen hierdie uitdagings face nie. Inteendeel, in hierdie hoofstuk, en ek het nou nie die versie nie, maar hy sê dit is vir julle voordeliger dat ek gaan. Want as ek nie gaan die Vader nie die trooster kan stuur nie. Hy sê, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie. Want jy sien, hoe is die wêreld se geloof? Seeing is believing. Maar die Gees van God kan nie gesien word nie. Die Heilige Gees is soms 'n moeilike persoon om te verduidelik, omdat dit nie sigbaar is met die sintuie, tasbaar is nie. Maar hy is 'n werklikheid, vir my en jou wat om deelagtig geraak het, en weet wat sy impak in ons lewe kom maak het, en hoe hy ons kom vervul het in ons menswees, en ons identiteit kom vasmaak het in Jesus Christus, en ons die hart van die Vader net kom oopbreek het. Ons weet wat se waarde die Heilige Gees in ons lewe is. En Jesus het geweet hoe kosbaar dit vir my en jou gaan wees as hy gegaan het om vir ons daardie opdrag te wag net tot jy ontvang het, want dis 'n belofte wat julle almal nodig het. Hy is die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. So terwyl julle wag, wil ek tel om te kom, moenie bekommerd wees nie. Ek is nog steeds Immanuel. God met julle. My Gees in julle. Vers 26, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer aan julle en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. So dis 'n boodskap van hoop, 'n boodskap van heerskappy, 'n boodskap van heelheid en 'n boodskap van hulp. Hierdie trooster is ons hulp. Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang. Nie miskien of vir dalk of iets nie.
is 'n sekerheid. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. In Jerusalem, hele Judea, Samaria en die uiterste van die aarde. Dis 'n boodskap van hulp. Doen dit hierdie nie op ons eie nie. Daardie opdrag, hierdie roeping, hierdie wandel saam met Jesus, jy's nie alleen nie. Soms kom ons op daai plek wat ons sê, Here, ek weet nie meer wat se kant toe nie. Jy was op daai plek wat jy sê, Here, ek weet nie eens meer wat om te bid nie. En ek wil vir jy sê, soms is dit 'n goeie plek om by te kom. Want is op daai plek wat jy besef hoe afhanklik jy van die Godheid is. Romeine 8:26, hy sê, net so kom ook die Gees ons swakhede te help. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Ek dank die Here vir hierdie boodskap van hulp. Ek en jy kan nie wees wie ons moet wees. Ons kan nie uitleef wat ons veronderstel is om uit te leef in hierdie opdrag wat hy ons mee gelos het, sonder die hulp van die Heilige Gees nie. Dis hoekom ons hemelvaart vier. Hy het gegaan sodat die trooster kan kom, wat vir ons voordelig is. En dan sluit ek af vanaand met 'n gebed wat Paulus vir die kerk in Efese gebid het. En dis die boodskap van helderheid. 'n Boodskap van helderheid. Hy los ons met 'n boodskap van hoop, van heerskappy, van heelheid, van hulp en die laaste haas van helderheid. So maklik word ons versleier deur hierdie wêreld. So maklik kan die duisternis ons omring. So maklik kan die bekommernisse ons visie verkort en vir ons oogklappe opsit. Die volk, toe Moses van die berg afkom, toe sê hulle, Moses, asseblief, sal jy iets oor jou gesig sit? Want ons kan nie hierdie hanteer nie. Ons verstaan dit nie. Ons is vir 400 jaar slawe, hierdie vryheid en hierdie absolute heerlikheid en opgewondenheid en dit wat uit jou uitstraal, ons kan dit nie hanteer nie. Sit asseblief net iets oor jou gesig. En so is die volk eintlik versleier van die heerlikheid van God, om die waarheid van God te beleef, om daardie teenwoordigheid waarin alles verander. Ek wil vir jou sê, maak nie saak hoeveel bekommernisse jy het nie. Maak nie saak wat se siekte toestand jy het nie. Maak nie saak wat die brandstofprys is nie. Maak nie saak wat die oorlog in die wêreld is nie. Maar as jy instap in jou binnekamer en jy soek sy aangesig en jy beleef die heerlikheid van God, dan word hierdie wêreld en sy probleme so klein. Hy kwyn so weg en dan dink jy, hoe het ek ooit getwyfel en gewonder en gekommer oor die toekoms? Want my God is so groot. Jy sien, en dis wat die Heilige Gees kom doen, hy kom lig die sluier, sodat ons die volheid kan sien vir wie God is. En dis hoekom Jesus gekom het, sodat ons die hart van die Vader kan beleef, sy liefde kan beleef, maar dis hoekom ook die Vader sy Gees gestuur het, sodat ons verligte oë van ons verstand dan kan kry, sodat ons verder kan sien as die gemiddelde mens, meer kan sien as die gemiddelde mens. Weet jy vanaand die riem wat hier rondom ons is, wat ek en jy nie met die fisiese oog kan sien nie. Is 'n riem wat vir die wêreld nie 'n realiteit is nie, want soos ek nou gesê het, seeing is believing. Maar die geestesriem is so groot realiteit. En wanneer die Gees van God deel raak van ons lewe, dan word ons in dit ingetap, sodat ons kan besef, daar's meer as hierdie tydelike. Daar's die ewige. En Paulus kom, en hy skryf hierdie gebed aan die kerk, hy sê, ek bid, dat hy julle geestesoë sal verhelder. Dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou. Jy's vir meer geskape as wat jy dink. Hoor mooi, die jong mense wat vanaand hier sit, ek weet soms kan hierdie wêreld ons nie mekaar krap. Ek dink soms kan die wêreld vir ons hierdie valse illusie kom skep van wat dit eintlik veronderstel is om te wees, maar ek wil vir julle vanaand sê, die wêreld lieg vir julle. Die wêreld is vals. Die wêreld se hoop is tydelik.
maar dit gaan weer verby. Maar in Jesus Christus is daar 'n lewe wat jy so vol lewe, dat jy nie soekend is na enigiets anders nie as net meer van hom. En dis waar ons in moet intap, is in hierdie heerlikheid van God, om te sê, Here, daar's meer vir my, there's more than just this life. Daar's 'n geestesrealm wat ons kan intap om te heers saam met Jesus, maar ons oë moet verlig word, sodat ons kan sien, en dis my gebed vir elkeen wat vanaand in hierdie plek sit, dat die Gees van God jou verstand sal verhelder, sodat jy sal verbykyk in die fisiese realm, en weer sal besef en sal intap, en 'n geestelike realm sal beleef. Daarom het hy gesê, hy sal julle doop met die Heilige Gees. Die Heilige Gees doping is 'n bonatuurlike doping wat plaasvind in jou lewe, wat jy nooit weer dieselfde kan bly nie. Ek kon nie meer dieselfde mens wees wie ek was, sonder hoop en twyfel in my lewe voor ek die Heilige Gees ontmoet het nie, maar die dag toe ek hom ontmoet, toe weet ek, God het meer vir my in stoor. En my lewe het iets beteken, elke môre staan ek op en ek weet, my God het my beplan, my God het 'n rede gegee hoekom ek nou lewe, want sy Gees het my oë kom verlig. En ek lewe met hierdie hoop, ek leef met hierdie passie in my hart, wat groter is as die uitdaging van hierdie wêreld, want die Gees van God leef in my. Ek bid dat hy julle geestesoë, en dis my gebed vir elkeen wat julle vanaand wat hier sit. Dat jy daardie boodskap van helderheid sal beleef. Ek bid dat hy julle geestesoë sal verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou. Mag elke jong mens vanaand in hierdie plek die roeping van God ontdek oor sy lewe. En weet, you are created for so much more. En wat 'n rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. En hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. God oefen sy krag oor ons uit vir ons wat in hom glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoor mooi, dieselfde krag wat Jesus opgeneem het, hemel toe en hom laat sit het, is dieselfde mag wat binne in my en binne in jou aan die werk is. Julle klink amper opgewonde. Maar ek is opgewonde. En ek dank die Here dat hy 'n werk in my lewe begin het en nie opgehou het nie, nog steeds besig om my te werk. En ek besef net, en hoe meer ek by die Here uitkom, hoe meer ek tyd in sy woord spandeer, hoe besef ek hoe groot hierdie werk is, hoe groot die wonderwerk is toe hy net my siel gered het. Hoog by elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles en almal vervul. Ons vier vanaand Jesus se hemelvaart. Maar in sy viering, in hierdie viering van sy hemelvaart, ontvang ons ook die boodskap van hoop. Hy kom weer. Ontvang is die boodskap van heerskappy. En ons neem ons posisie in. Heers jy saam met Jesus? Of gee nog die duiwel al die skuld? Die duiwel, ek dink hy like elke keer as ons hom die skuld gee. Want hy like dit om die culprit te wees. Hou op, fokus op hom. Fokus op jou heerskappy. Sit jou oop Jesus, nie op die duiwel. Want hy is die leidsman en volëinder van jou geloof. Hy is die een wat jou bekragtig. Ons leef in die boodskap van heelheid. Jy is 'n volledige mens deur die Gees van God wat jou lewe kom infiltreer het. My liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees, deurweek met die heerlikheid van God. Ons leef met die heerlikheid van God. Ek is nie soekend na die wêreld nie. Ek het nie soekend na dinge wat my beter moet laat voel en beter moet laat lyk nie. Maar die dinge kan vergaan. Die woord sê alles kan vergaan. In elk geval gaan alles tot niks. Jy vat niks saam eendag nie. Daar's nie 'n gelykswaar met 'n venter trailertjie agterna ooit nie. Al wat ons saamvat is die teenwoordigheid van God, die heerlikheid van God. Ons lewe, ons is heel mense. Wees 'n heel mens verander. Wees 'n heel mens in jou verhoudings. Daar was 'n vrou wat na Jesus toe gekom het by die put. Sê sy, "Wel, Here, weet hy vra of ek met hom te drink." Hy sê, "Maar jy weet wie ek is," sê hy my vrou. Sê jy,
okay, Here, maar jy het nie eers 'n skepting. Hy sê, gaan roep jou man. Nee, ek het nie man nie. O, jy sê reg, want jy het 5 mans gehad, een by wie jy nou is nie eers jou man nie. Want sy het gedink, as hy tog maar net kan trou, sal alles net beter wees. Dis al die huwelikskappels so half stil nou. Want julle moes nog antwoord, dit was toe beter. Maar weet jy, Jesus kom sê vir luister, niks in hierdie wêreld sal ooit genoeg wees nie. As jy weet wie ek is. Ek is die genoeg. Ek is die vervulling. Heelheid. Jy is nie alleen nie. Jy hoef nie op jou eie krag staat te maak nie. Wie van julle het al geval? Hy sê, die profeet sê, selfs die jong mense struikel soms en word moeg. So moet dit nie 'n ouderdom ding doen nie. Jonges word ook moeg. Ons almal het die Heilige Gees hulp nodig. Ons almal het sy krag nodig. Ons almal het nodig dat hy deur ons bid met onuitspreeklike sigtinge, verborgenhede van die Vader, amazing goed wat hy deur my en jou, deur jou wil vermag, want ons is heel mense en hy kom help ons in hierdie journey op aarde terwyl ons hier is ons nie alleen nie, en dan gaan hy ons ook kom oopmaak. En ek beleef vanaand, terwyl ons hier sit en wil ek die woord bedien, is daar skille wat besig is om af te val. Skille wat deur trauma veroorsaak is in mense se lewe. Ek beleef dit. Maandag gaan sit ek in 'n beradingssessie en die persoon is deur trauma op trauma op trauma. En terwyl ek net vir bid, sien ek sien letterlik hoe die Here nuwe neuronbane vorm. Want die trauma het tot siekte in haar liggaam geaffekteer. Maar sy moes eers die lig sien. God se heerlikheid beleef. En ek beleef vanaand, soos ek praat, is daar skille wat besig is om af te val, sodat die verstand weer helder kan word, die geestelike verstand. Want hy het gegaan, maar hy het ons nie alleen gelos nie. Jy is nie 'n victim, 'n weeskindjie nie. Jy wat vanaand hier sit, wat Jesus vier, is 'n seun of 'n dogter van die Skepper van die hemel en aarde. Jou pa is die koning van die heelal. En hy sal vir jou sorg. Hy het jou nie alleen gelos nie. En vanaand gaan ons net afsluit met hierdie lied. Toe ek hom vanoggend net luister, toe weet ek net, so amazing verklaring, what a beautiful name it is. The name of Jesus. Death couldn't hold him. Niks kon hom vashou nie. En hy is die een wat heers. Hy is die erekoning wat sy plek ingeneem het, en dit is vir ons vanaand 'n voorreg om hierdie dag te vier, 'n fenominale dag, wat hy finaal bevestig is as die Messias, die Seun van God, wat gekom het, toe die hemel hom kom haal, en hom opgeneem het, sodat hy sy plek kan inneem, en weet jy, vir ewig en vir altyd, is hy op die troon, en heers hy. En ek sien hoe hy vanaand jou uitnooi om te sê, kom sit weer bietjie saam met my. En kom neem autoriteit oor die omstandighede. Dit is 'n uitnodiging. Jesus nooi. Kom heers. Want met jou God, die psalmdigter sê dit, met my God. Sê dit bietjie saam met my God. Sê dit met 'n houding, met my God. Nee man, jy moet met 'n attitude sê, met my God. Dink sommer 'n bietjie in daai uitdaging wat voor jou staan en sê dit met my God. Ek loop 'n bendestorm. Ek spring oor 'n muur. Al val daar 1000 in my sy en 10.000 manne sy, niks sal naby my kom nie. Hoekom? Want ek is nie alleen nie. God is met my. Jesus is ons Immanuel. Kom ons staan saam en ons sluit af vanaand met hierdie verklaring van die naam wat by elke naam is, die naam van die Seun van God. Hy is verklaar as die Seun van God en ons het die voorreg om sy hemelvaart te vier vanaand. So kom ons sluit af met dit. Kom ons gee 'n lof vir kerk. Daar is nie 'n naam bo die naam van Jesus nie. Dis die naam wat heers tot aan alle ewigheid. Dis die naam wat sit aan die regterhand van die Vader. Dis die naam wat alle magte oorheers.
Dis die naam van Jesus. En ek beleef, kom ons sit net daar waar jy staan, sluit net jou oë vir 'n oomblik. Terwyl ons aanbid nou, toe sê die Heilige Gees, dis tyd dat jy nou kom sit en heerskappy neem. In die naam wat by elke naam is. En regeer saam met Jesus. En nou Koning Jesus, in die heerskappy van u naam, Jesus Christus van Nasaret, kom ek teen elke versleiering. Ek kom teen elke oogklap wat die volheid van God weerhou in mense se lewe. Want jy sien die Gees van God sê, jy sal nie weet as jy versleier is, want jy's versleier. Maar wanneer die lig begin skyn, sal jy eers besef. En Vader, nou in Jesus se naam, in die naam vat ons die autoriteit en ons lig die sluier. Wat ook al die oorsaak is van die sluier, Here, ons kom teen daardie oorsaak, teen die trauma, teen die seer, teen die verwarring, teen die leuns, teen die tradisies, wat mense versluier het en weerhou het van die volheid van God in hulle lewe, en ons lig en ons breek daardie sluier in die naam van Jesus Christus. Ons neem gesag, Here, en ons spreek verligte oë van hulle verstand, geestelike herlewing, geestelike verligting, Here, blindheid wat oopgaan en oë wat sien in die onsienlike realm, Vader, van die jongste tot die oudste, en in die plek neem ek die gesag oor elke lewe, oor elke persoon se geestelike toestand, en ek spreek ontwaking en verligting in Jesus Christus se naam, en die volk van die Here sê, Amen. Kom ons gee die Here 'n lofoffer. Mag jy 'n geseënde naweek hê. Ons het dienste môreoggend mannegebed, môreoggend, dan die naweek se dienste Vrydag, Sondagoggend. As jy nog wil inskryf vir die woordskool, jy kan nog inskryf vir die woordskool, die tyd loop amper uit, maar moenie mis nie. En ja, die Here seën julle, nooi iemand saam vir Sondagoggend. Wonderlik. Veilig reis.